Ok, julle, ons doen nou 'n derde graadse funksie waar twee stasionêre punte vir my gegee word. En hulle sê bereken die waardes van B, C en D. Nou onthou, stasionêre punte beteken dis draaipunte. Op die draaipunt is die gradiënt 0. So dit sal altyd help as ek die afgeleide kry van beide van die funksies, né? So as ek van die funksie, so as ek die afgeleide kry van daardie funksie, dan is die afgeleide minus 6x tot die mag 2 plus 2bx plus c. So daar is die afgeleide, maar ons weet wat die x-waarde is. So ons sê waar x gelyk is aan 2, né? Dan gaan ons net alles in vervang. Ons stel hierdie gelyk aan 0, want die gradiënt is 0 op daai draaipunt, min 6, en dan prop ons die x-waarde in. En dan behoort ons, hier gaan ons 4, so hierdie is min 24, plus 4b plus c is gelyk aan 0, en ek hou altyd daarvan om c alleen te kry, om een of ander rede, en dan noem ons hierdie vergelyking 1. Maar ons het nog 'n stasionêre punt, so wanneer ons weer die afgeleide kry, wat ons nou reeds gekry het, plus 2bx plus c, waar x, wat is hy gewees, 5 was, kan ons mos die volgende sê, die gradiënt is 0, en ons gaan 5 daarin prop, plus 2b, en 'n 5 plus c, so hierdie is 25, maal 6 is minus 150, plus 10b plus c is gelyk aan 0, okay. Ons kan weer c alleen kry, so c is 150 minus 10b, en ons noem hierdie vergelyking 2. So ons kan net hierdie twee vergelykings in mekaar gelykstel, so 1 gelyk aan 2, of as jy wil, 1 in 2, wat ook al die geval mag wees, waarmee jy gelukkig is. So stel die twee vergelykings in mekaar gelyk. So kom ons van die b's na mekaar toe, so hierdie word 'n 6b, want die min 10b kom ons oor, en die 150 minus die 24, gee vir my 126, double check nie daai, 150 minus 20, ja, korrek, en dan gaan ons gaan b daar in, die gaan dan 2 keer, 1 keer, so b is dan 21, hierdie is vergelyking 3, en ons gaan net gou 3 in een van die ander vergelykings in vervang. Kom ons vervang ons sommer daar in nommer 1 in, en dan kry ek 24 minus 4, en die b is 21, is gelyk aan my c, so my c gaan wees, hier cheat ek, want ek het 'n calculator, so c is gelyk aan min 60, en ek dink die vraag was, bereken, bepaal die waardes van B, C en D, so ek het nou B en C, né? So wat het ek sover, ek het nou die funksie, sover, kom ons vat net 'n bietjie stok van wat ons het, het ek A gehad, ja, A was, wat was A? Hy was min 2, okay, daai. Ek het nog gewonder, hoe gaan ons hom kry? Min 2x tot die mag 3, het ek 'n b, ja, 21, so is net 21 x kwadraat, is plus 21, dit is plus 21 x kwadraat, het ek my c, ja, van min 60x, ja, en al wat ons kort is die d. En hy sny nie die y-as nie, hulle sny die y-as, maar hulle gee my die koördinaat nie. Okay, nou gaan vervang ons dit enige punt in, kies 'n punt wat jy wil. Ek vervang sommer 2 en min 19 in, 2 en 9 in, okay. Sommer een van die punte, sommer een van die stasionêre punte, sommer daai enetjie, vervang ons net in, so y word min 9 is gelyk aan min 2x word 2 tot die mag 3 plus 21, 2 gekwadreer minus 60, 2 plus d, dit geef my min 9 hier, so hierdie is 2 tot die mag 3 is mos 8, né? 8 maal min 2 is min 16, plus 2 tot die mag 2 is 4, 4 maal 21 geef my 84, min 120
plus D. So as ek D alles inprop en ek vat al daai goed oor en die gaan ek ook gou cheat, dan kry ek D as 43. Onthou as jy die ander punt wou ingesit het, jy's meer as welkom. So ek het al die punte gekry, so ons moes nie A uitgewerk het nie, ons moes B uitgewerk het, ons moes C uitgewerk het, wat min 60 was, min 60 en die 16 nie, en ons het D uitgewerk en D was nou net 43, en dis hoe ons het doen.